dan gaan hy, dis soos amper so 'n magneetveld, die elektriese veld rondom hom hê. En as jy dan nog 'n lading daar het, dan gaan hy 'n sekere krag ervaar as gevolg van hierdie lading. Okay, so die definisie sê, elektriese veld is die area gedeelte waarin elektriese lading elektrostatiese krag sal ondervind as gevolg van iets anders. Okay, en jy moet daai veld kan teken, dit is denkbeeldige velde, so jy gaan dit nie regtig sien met jou oë nie. En hulle sprei radiaal uitwaarts. Dit beteken dat hulle is so half in 'n sirkelvormigheid, né? Dan die rigting is van positief tot negatief. Hulle begin en eindig loodreg. Wat beteken dit? As jy twee ladings het, dan gaan dit daar uit en dit gaan so in. Okay, so jy kan nie die veldlyne so maak nie. Dit gaan nie werk nie. Okay? Dan die digtheid is 'n aanduiding van die sterkte van die veld. So as die ladings baie die veldlyne baie naby aan mekaar is dit 'n sterk veld. As die veldlyne baie ver van mekaar af is dit 'n swak veld. En dan hierdie twee is goeters wat julle nie eintlik hier hoef te weet nie. Sê vir jou as jy twee gelaaide plate so het, dan gaan hulle so parallel, of twee parallel plate gaan hulle so na mekaar toe wees, behalwe by die punte gaan hulle so draai. En dan sê dit vir jou binne in 'n TV-antenna. Weet julle ooit wat is 'n TV-antenna? Ja. Okay, dit is so 'n ou TV's het so 'n stokkie ding wat so uitgaan. Soos binne 'n sirkelvormige ding, soos 'n TV-antenna. Nee, wat leeg is aan die binnekant en daar vloei elektriese stroom daardeur. Dan gaan daar geen veldlyne daar binne in wees nie. Dis asof dit soos 'n vakuum van die elektriese veld is, soos jy gaan niks daar binne wees nie. Anyway, hierdie hoef julle nie te weet nie, dit is sommer net ekstra inligting. Dan het ek gister met jou hier deurgegaan. Jy moet hierdie sketse kan teken en hierdie sketse gaan of 2 punte tel, hierdie twee gaan 2 punte tel, of die sketse gaan 3 punte tel. Okay, daai prentjie gaan 3 punte tel, so jy moet hom kan teken. En asseblief moenie 'n miljoen pile teken nie of trek nie, soos moenie so gaan nie. Moenie dit nie. 1 pyltjie per streepie is genoeg. Ja. Okay, so hierdie is die tweede definisie. Ons het gehad Coulomb se wet. Elektrostatiese twee ladings sal elektrostatiese krag ondervind. Die krag is direk evenredig aan die produk van hulle ladings en omgekeerd evenredig aan die afstand tussen hulle kwadraat. Okay? En dan die tweede definisie wat ons het is die elektriese veld. Dis die area waarin die elektriese lading elektrostatiese krag sal ondervind. Nou gaan ons deur na die volgende idee toe. Die elektriese veldrigting as ook elektriese veldsterkte. Okay. Goed, nou vir daai punt wil ek net gou vinnig gaan na Fed Simulations toe. Onthou jy skryf nog oor al hierdie in die eksamen, dis hoekom jy graag wil fokus en seker maak jy verstaan wat hier aangaan. Bydens wil jy gaan die lig afsit asseblief. So 'n bietjie wat dit gaan help. En dan die deur toe maak dalk. Okay. So hierso het ons 'n net 'n oop stuk veld, soos 'n vakuum basically. 'n Net oop stuk lig en hier kan ek 'n positiewe lading insit en ek kan 'n negatiewe lading insit. Okay? Eers gaan ek net gou positiewe lading insit. Jy kan sien daar, as jy is positief, dit gaan weg van die positief af. Nou hierso is nie 'n continual aaneenlopende veldlyne nie. Ons teken aaneenlopende veldlyne, ons teken nie separaaties nie. Maar wat jy kan sien hierso is, hier waar dit helder is die veld baie sterk en daar waar dit donker is die veld baie swak. Jy kan sien dit gaan weg van die positief af. Okay? Hierso het ons die negatiewe lading en jy kan sien dit gaan na die negatief toe. En as jy 'n positiewe lading en 'n negatiewe lading het, dan sien jy daai hoe dit gaan. Waar is die positief? Van die positief na die negatief en dit maak so sirkelvormig. En sê nou maar jy het twee positiewe, dan kan jy sien daar dat hulle mekaar goed uitkanselleer. Daar is so hulle stoot mekaar so weg.
Yes, kan jy dit sien? Kijk. Goed. Nou, ek kan dit so mooi rooi opmaak. Dis wel? Okay. Nou, die volgende ding. Positief en negatief. Okay. Hierdie is ons noem hierdie 2 puntladings. Okay, dis 2 ladings wat al vas is daar, hulle kan nie beweeg nie. En as gevolg van daardie 2 puntladings het ons 'n elektriese veld. Wat is dit? Dis die area waarin as jy nog 'n lading wil sit, die krag dat hy 'n krag daar sal ondervind of ervaar. Okay, so hierdie 2 puntladings en hulle veroorsaak 'n elektriese veld. Okay. Nou, hoe groter hierdie ladings is, of hoe sterker hulle is, of hoe nader hulle aan mekaar is, of wat kan, hoe meer of hoe minder gaan dit die veldsterkte beïnvloed. As ons baie rooi goed hierso het, dan gaan die elektriese veld daar baie sterk wees, né? En as ons min goeders het, dan gaan dit nie so sterk wees nie. Is julle met my? Okay. So ons kyk nou nie na die rigting van die veld nie, ons kyk nou na die sterkte van die veld. Hoe sterk is hierdie area wat geskep word hierso? Okay. Nou hierdie geel dingetjie hierso, wat ek hier onder het, hierdie sensor. Hy word genoem 'n toetslading, 'n toetslading. Dit is soos 'n klein spek, soos 'n naaldpunt wat positief is. Dis amper soos wat jy 'n voltmeter vat, of soos 'n knypertjie of wat ook al, en jy sit hom net daar en jy wil net gou kyk, hoe is dit daar? So dis 'n toetslading. Hy het nie 'n invloed op die veldsterkte nie. Hy gaan nie maak dat dit nou meer positief is of minder positief is nie. Dit is net soos 'n tester om te kyk, wat gaan daar aan? Hoe sterk is die veld daar? Okay, so hierdie sensor is dit, en hierdie sensor of hierdie toetslading is altyd positief. Hierdie puntladings is altyd, dit kan positief wees, negatief wees, wat ook al, hulle word genoem puntladings, en hierdie ding is 'n toetslading, altyd positief. Hulle gaan nie vir jou sê dis positief, jy moet weet. Die toetslading of die punt, hulle noem dit net 'n punt, is positief. Okay, nou, as ek hierdie dingetjie vat, die geel dingetjie vat, en ek sit hom, kom ons sê, hier. Wat gaan hy ervaar as gevolg van hierdie 2 ladings? Hierdie ding is positief, hierdie ding is positief. Waarom positief en positief? So hy gaan 'n afstotende krag soontoe ervaar. Hierdie ding is positief, hierdie ding is negatief. Wat gaan hy ervaar? 'n Aantrekkende krag soontoe. So hy ervaar 'n krag hierdie kant toe, hy ervaar 'n krag op. So wat is die netto krag wat hy gaan ervaar? Min of meer daar met behulp van die parallelogram metode. Ja, okay, so jy weet nou hoe hier so belangrik was. So ek gaan weer sê, ons wil sien hoe sterk is die veld hier as gevolg van hierdie 2 goeders. So hoe toets ons hoe sterk is die veld hier? Ons vat 'n positiewe dingetjie, spek, en gaan sit hom daar en sê, goed, wat gaan hy ervaar as gevolg van hierdie 2 goed? Positief sit weg, positief en negatief trek aan, so die netto krag wat hy gaan ervaar, gaan daar wees. Nou kom ons sit hom daar, en kom ons kyk. Sit hom daar, en jy sien daar is die netto krag wat hy ervaar. Nou, hoekom gaan hy so bietjie opper? Hoekom is hy nie soos horisontaal hierdie kant toe nie? Want daai nou stoot hom op, hierdie trek hom af, so moet hy nie daar wees nie. Wat sê Coulomb se wet? Die grootte van die elektriese krag is direk evenredig aan die produk van die ladings en omgekeerd evenredig aan die afstand tussen hulle middelpunte kwadraat. Waaraan is hy nader? Hy is nader aan die positiewe ding. So die positiewe ding se effek is groter. As ons hom nog meer positief maak, gaan die positiewe ding se effek nog groter wees. Okay? So as ek hom nader hierdie kant toe vat, gaan hy hierdie kant toe trek. As ek hom daar sit, sien jy, hy is horisontaal in die middel, daarna stoot af, daarna trek aan, bla 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 bla. Kyk, hoe nader ek hom bring aan die positiewe ding, hoe meer stoot hy hom af. Hoe groter is die elektriese veld daar by die positiewe ding. Hoe nader ek hom bring aan die negatiewe ding, hoe meer kan jy sien, word hy aangetrek soontoe. Hoekom? Want hy is nader, so die effek van daai lading is groter. Is julle met my? Okay, so obviously as ek hier ver weg is, kan jy sien die effek is amper byna niks. Okay, goed, so hierso sê ek vir jou,
Die elektriese veldrigting, die rigting van die elektriese veld is die rigting waarin 'n klein positiewe lading, en ons noem hom 'n toetslading, en sy simbool is hoofsaaklik 'n klein letter Q. Waar 'n klein positiewe lading, 'n toetslading, sal beweeg wanneer dit in die veld geplaas word. En hier is die prentjie wat ek nou net vir jou gewys het. Hier is die positief en die negatief. Hierdie positiewe en negatiewe ding word genoem 'n puntlading. 'n Hooflettertjie is 'n puntlading. Dan sit jy 'n klein spek daarin. En hy word genoem 'n toetslading, klein lettertjie. En hy is altyd positief. Hulle gaan nie vir jou sê hy is positief nie, jy moet weet hy is positief. Hulle noem dit ook nie partykeer net toetslading nie, hulle noem dit net sê net maar punt P of punt Q of punt S of punt wat ook al. Okay. So positief en positief stoot mekaar af, so hy gaan 'n afstotende krag ervaar daar. Positief en negatief trek mekaar aan. So hy gaan 'n aantrekkingskrag daar hê en dan gaan hy hierso 'n netto krag hê. En daarom sien jy hierso is die netto veld in daai rigting. Daarom is hierdie ding in daai rigting. Daarom is dit hier in daai rigting. Daarom is dit daar in daardie rigting. So hierdie veldlyne wat jy eintlik teken, is as jy 'n klein positiewe spek daar sit, watter krag en watter rigting sal die krag wees wat hy ervaar. Kyk, is julle met my? Goed, nou gaan ons kyk na die sterkte van daardie krag. Okay, so die elektriese veldsterkte by 'n punt en sy simbool is E. Die elektriese veldsterkte by 'n punt. Nou, verseker, gaan hulle jou probeer confuse met twee definisies. Hierdie definisie se naam is elektriese veld en hierdie een se naam is elektriese veldsterkte by 'n punt. En weer eens is ek bereid om koeldrank te koop vir die hele klas, want as hulle hierdie definisie vra, gaan baie mense elektriese veld gaan neerskryf. As hulle vir elektriese veld gaan baie mense hierdie definisie gaan neerskryf. Okay, so mooi gaan kyk. Elektriese veldsterkte by 'n punt gaan gepaard met 'n formule. Hier is nou 'n formule. Elektriese veld, kort, is sonder 'n formule. Okay. So wat sê die definisie hierso? Dit sê die elektriese veldsterkte by 'n punt is die elektrostatiese krag per positiewe lading by daardie wat per positiewe lading by daardie punt ondervind word. Wat beteken die woord per? Per beteken gedeel deur. So wat sê hulle vir jou is gedeel deur wat? Hulle sê elektrostatiese krag. Wat is die simbool van krag? F. Krag per positiewe lading. Per toetslading. Per lading. So dit is die krag per lading en wragtig daar is die formule. Elektrostatiese veldsterkte of elektriese veldsterkte by punt is die krag per lading. So formule moet jou help om 'n definisie te onthou. Okay? Hierdie formule is op jou dataveld. Nou waarin meet ons nou weer krag? Krag word gemeet in Newton. Waarin meet ons nou weer lading? Word gemeet in Coulomb. Nee? So is dit krag in Newton, lading in Coulomb. So wat is die eenheid van E? Is Newton per Coulomb. Want jy vat Newton en jy gedeel deur hom deur Coulomb. Okay, so weer eens, die formule moet jou help om die eenheid te onthou. Okay, nou jy waar help kom hierdie formule vandaan? Dit is as jy kyk na hierdie ene, F is kakie 1 kie 2 oor R kwadraat. En jy vat hierdie besigheid en jy sit hom hier in. Jy vat daai ding, jy sit hom daar in. Dan het jy 'n kie gedeel deur 'n kie. En dan kanselleer een van die kies uit met mekaar en daarom kry jy daai formule. Okay, maar hy is ook op jou dataveld. Okay, so albei is op die dataveld. Joh, hier maak 'n klomp wetenskappe. Ek is bereid om nog iets te weet. Ek is bereid om te weet, daar is weer eens ten minste 2, en hier kan ek eintlik sê ten minste die helfte van die klas, wat hierdie formule gaan omruil met hierdie formule. Want hulle is super baie naby aan dieselfde. Die een is net F en ons 2 kies
en die ander een is E en daar is 1 kie. So jy moet baie mooi kyk. Moenie dink jy gaan hierdie formules uit jou kop uit gaan leer nie, jy gaan seker maak. As hulle vra, bereken die elektrostatiese krag. Krag is F, 2 kies. Wat is die elektriese veldsterkte by 'n punt? Elektriese veldsterkte E is 1 kie. Ja. So kan ons nie keer dan kan ons hier skryf mekaar Wat? Kan ons die werk van die eerste gedeelte kie? Ja. Dan staan ons in die ander formules. Dan verdeel ons die kie met mekaar dan. O ja, jy kan. Ja, jy kan. Ek hoor wat jy sê. Ja, jy kan dit doen. Ek wil nou nog iets gesê, ek wag vir 'n vraag maar hy kom nie, so ek vra maar, juffrou, hierdie is 'n hooflettertjie, hoe kan ek hom deel deur 'n klein lettertjie en dan kanselleer hulle mekaar uit? Okay? Onthou dit is tussen hierso hierdie pile wat ek getrek het. Daai krag is tussen die groot kie en die klein kie is daar 'n krag. So as ek hom hierso doen, is dit tussen die groot kie en die klein kie. Okay, en dis hoekom hulle mekaar uit kanselleer. Jy hoef dit nie so in diepte te ken nie, maar ek sê jou. Okay, goed, laaste, ons gaan net hierdie oefening doen en dan gaan ons môre aangaan. Dit sê, bereken die grootte van die krag wat op 'n lading van 8 mikrocoulomb uitgeoefen word, wat die elektriese veldsterkte van wat in die elektriese veldsterkte van soveel geplaas is. Okay. So hulle vra vir jou bereken die grootte van die krag. Hierdig jy moet fokus. Wat is die simbool van krag? F. En hulle sê vir jou kie is 8 maal 10 to die mag minus 6, want dis mikrocoulomb, so jy moet dit omskakel na coulomb. En dan sê hulle vir jou iets is 4 maal 10 to die mag 4 Newton per coulomb. Asseblief hou op die 4 klik. Wat is daai? Daai is E wat hulle vir jou gee. Okay, so jy het E, F, kie, watter formule gaan jy gebruik? Jy gaan daai eerste formule gebruik. Nee? So jy het E is F gedeel deur kie. E is 4 maal 10 to die mag 4. F wil ons gaan uitwerk. Kie is 8 maal 10 to die mag minus 6. En daai gaan ons nou wees 4 maal 10 to die mag 4 maal met 8 maal 10 to die mag minus 6. Kom ons kyk of jy dit in jou kop kan doen, Charles. Wat is 4 maal 8? Wat is 10 to die mag 4 maal met 10 to die mag minus 6? Newtons. So maal 10 to die mag minus 2 beteken is 0,32 Newtons. Jy kan enigiets skryf, is presies dieselfde antwoord. Krag is 'n vektor het grootte en 'n rigting. Hierdie rigting gaan wees bereken die grootte van die krag wat op soveel lading wat in die elektriese veld van dit geplaas is. Hierso gaan jy sê in die rigting van die veld, want hulle sê nie vir jou die veld loop links of op of noord of suid of wat ook al nie. So jy gaan sê in die rigting van die veld. Okay,